Soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Amen. Geliefdes, die lewende God groet U in die naam, ek groet U in sy naam, die Vader, Seun, Heilige Gees, genade vir julle en vrede. Dit is verjaar 1700 jaar terug, wat die kerk die geloofsbelijdenis van Nicea aanvaar het. Ek gaan vir u voor daarin om ons geloof te bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore, Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van ons ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Dit is wat ons glo. Geliefdes, kom ons maak die woord van die Here oop by Matteus 28. Ek gaan ook enkele verse uit Johannes 14 lees, die laaste gedeelte van Matteus 28. As u dit in die Bybel het, dan gaan ons vra dat die Here die skrif vir ons sal open, dat ons sal hoor en verstaan wat hy vir ons sê. Hemelvader, Here Jesus, Heilige Gees, U die drie enige God, ons aanbid en verheerlik U. Ons maak U naam groot. Ons loof en prys U, want daar is niemand in die heelal wat ooit met U kan vergelyk word nie. U is die onvergelyklike, heerlike God, die God wat groot is in liefde, wat groot is in genade, in ontferming, die God wat altyd gereed is vir 'n weerbegin. Here, help vir ons, as ons nou U woord oopmaak en U woord lees, dat ons hierdie woord helder en duidelik sal hoor en sal verstaan wat U vir ons wil sê. Praat dan, U diensknegt, U diensmaagd, luister. In Jesus se naam, amen. Matteus 28 vers 16, die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees
en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hierdie laaste gedeelte gaan ons skriflesing weer, gaan ek vir die prediking gebruik. Johannes 14 lees ek net by vers 15, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle is, bly, en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Tot sover die skriflesing. Geliefdes, ek wil as opskrif skryf vir die prediking, onthou, ek is by julle. Iemand het gegaan en gaan tel. Die sinnetjie moenie bang wees nie, kom 365 keer in die Bybel voor. Een keer vir elke dag van die jaar. Dit is asof die Bybel vir ons sê om bang te wees, is deel van mens wees. Verlede Sondag het ons uit Johannes 20 gehoor dat die plek waar die disippels bymekaar was, se deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode. Hier in Matteus 28 voor Jesus Christus hemel toe, sy hemelvaart aanpak, oorhandig hy die geloofsbriewe aan sy gevolmagtigdes. Hy stuur hulle as sy gesandte, sy apostels, sy gestuurdes na die wêreld. En hulle taak, maak die mense my disippels, my volgelinge. Geliefdes, hierdie woord is so 'n wonderwoord, en tog is dit dat die woord 'n mens laat bang wees. Selfs laat sidder, dat daar 'n rilling deur jou lyf gaan. Want ons het hierdie woord al so baie keer gehoor, en tog kom daar partymal twyfel. Nou, ons het op ons raak gelees, die disippels, hulle sien die Here Jesus en tog twyfel hulle. Daar kom onsekerheid, partykeer selfs in die wêreld waar ons leef, wanhoop. Hoe kan of moet ons dit doen in 2025? Hoe doen ons dit hier in Hartenbos, in Suid-Afrika? En dan kom staan die opgestane gekruisigde, Jesus Christus, die Here by ons en sê, ek is by julle al die dae, tot aan die volëinding. Die eerste gedagte wat ek by u wil onderstreep is dat dit die ek is wat met ons praat. Jesus Christus aan die woord. Hy stel homself aan hulle voor as die groot ek is. So, dis die drie enige God wat hier praat. U onthou mos nog dat in Johannes, Exodus 3 vers 14, waar Moses vir die Here gevra het, maar Here, as ek nou by Israel kom en ek vir hulle sê, ek moet hulle uitlei, wat sê ek vir hulle, in wie se naam kom ek? Wie is dit wat my gestuur het? Toe die Here geantwoord, ek is wat ek is, moet jy vir hulle sê. So dit is die drie enige God aan die woord hier. Onthou, ek is by julle. Ek is die groot, die almagtige, die sterke God,
die alomteenwoordige God, die alwyse God. Die Here Jesus sê in vers 18, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Hy is die opgestane Heer, die oorwinnaar oor die graf en die dood. Ek is die lewende God. Jesus is nie meer dood nie, hy leef. Hy leef. Gemeente van die Here, hierdie is 'n woord van troos. Hierdie is 'n woord van bemoediging, van hoop. Onthou, ek is by julle, God met ons, vir altyd en altyd. Maar nou, die probleem by ons is dat ons so maklik vergeet dit wat ons al in die verlede beleef het. En dan pak die bangheid ons weer as dinge verkeerd loop. Nou kom sê die Here Jesus deur die Heilige Gees, woon hy in ons, lei hy ons, troos hy ons, draai ons. Hy, die ewige God, is ewig by ons. Ons is nooit meer alleen nie. Nooit weer twyfel, nooit weer wanhoopig, nooit weer moedeloos, nooit weer bang. Onthou, God is met ons. En dan sê hy, ek is by julle. Nou, as die vraag is onmiddellik, wie word aangespreek? Dan sê vers 16 vir ons, dis die 11 disippels. Met ander woorde, die kerk in die kleine, vir wie hy dit sê. En nou hoor ek iemand sê, maar weet jy, my geloof is maar wankelmoedig. Ek kry maar swaar om te bly glo. Dan moet jy weet wie staan hier voor die Here Jesus. Petrus, wat hom verloon het, wat 3 keer gesê het, ek ken die man nie. Thomas, die twyfelende. Johannes en Jakobus wat weggehardloop het van hom, sy neefs, weggehardloop, hulle het nie kans sien om naby hom te bly nie. En jy onthou mos dat die Bybel sê, hoe hierdie disippels, hoe hierdie disippels half in moedeloos het terug as viswaters toe. Hulle het nou gehoor die Here Jesus opgestaan, maar hulle gaan maar liewer vis vang. Vir hierdie half hopelose mense sê die Here Jesus, onthou, ek is by julle. Ek sal julle nooit begewe en nooit verlaat nie. Weet jy, hierdie woord van die Here Jesus gee mens vrymoedigheid. Dit gee jou hoop in 'n hopelose wêreld. En hoeveel hooploosheid beleef ons nie in die land waarin ons woon nie. Ons beleef sulke moeilike tye. Vir ons sê hy, ek is by julle. Ek is altyd by julle. Ek sluit, ek is by julle al die dae tot by die volëinding. Kom daar vervolging? Onthou, ek is by julle. Kom daar stryd? Onthou, ek is by julle. Kom daar spanning? Onthou, ek is by julle. Kom daar tye van twyfel? Onthou, ek is by julle. Gaan jy deur die dal van doodskade weer? Ek is by jou. Selfs wanneer jy jou eie laaste tree hier op aarde moet loop, jou laaste asemhalings moet doen. Onthou, ek is by jou. Ek vergesel jou. En kan ek dit ook sê, dit is ook vir ons, vir die van ons wat alleen agterbly het, wat al 'n maat aangestuur het boontoe. Vir ons sê die Here ook, onthou, ek is by jou.
U onthou mos Lorika Raag se liedjie, onthou om te onthou om my te onthou. Vergeet om te vergeet om my te vergeet. So moet ons die Here Jesus onthou. Ons moet vergeet om hom te vergeet. Ons moet onthou om hom te onthou. Amen. Hemelvader, Here Jesus, Heilige Gees, baie dankie vir u woord, u troostwoord, u genadewoord, u liefdeswoord, u woord van bystand, van genade, van ek is by julle. Here, help ons om te onthou, help ons om elke sekonde te onthou, om nooit u te vergeet nie. Here, ons sê dankie vir hulle wat vanmôre vir ons met hierdie mooi liedere voorgegaan het en dit so mooi gedoen het. Ons dink aan hierdie gemeente met sy leraars, met sy lidmate. Here, ons weet u het Hartembos lief. En daarom kan Hartembos ook u liefde, u lig uitstraal in 'n donker wêreld, in 'n liefdelose wêreld. Here, help ons elke dag, elke oomblik om naby aan u te lewe. Help ons om altyd u rugkant te sien, te weet u loop voor, ons volg in die spoor. Kom nou, Heer, en wees die res van die dag by ons en hou ons styf vas. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Kom ons sluit met lied 505. As jy oor lus gemaklik is, dan sing ons sommer al 4 verse. Jesus, u gaan voor, ons volg in die spoor. U ken al ons lewenspaaie, al die hoogtes, dieptes, draaie. Kom vat ons hand na die Vaderland. Al 4 verse van lied 505. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle genadig wees en tot julle redding verskyn. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.